Dat ons kan getuig vanmorgen, nog nooit het U ons in die steek gelaat nie. Wat 'n voorreg vanmorgen vir die kerk van die Here om saam te wees, om vanmorgen die lof aan die koning van die konings te bring, met die wete, Here, dat U is 'n God wat voorsien, die God wat vensters oopmaak van die hemel wanneer dit nodig is, die God wat die voorsiening gee wanneer dit nodig is. Word verheerlik in ons midde vanmorgen. Dankie Heilige Gees dat U hier is, dat U vanmorgen die prominente rol sal speel, dat U sal praat en sê soos wat U wil, Here, en dat U die mondstuk sal wees. Vra vir geseënde harte, vir ontvanklike harte vanmorgen, in die huis van die Here. Elke gees wat die van die Here is, die bestraf en punte, kanselleer, Here, ons verwyder het uit die plek het, en ek bid vanmorgen dat die vryheid van die Heilige Gees sy volle gang sal hê, in Jesus se naam. Amen en amen. Die seun van Safat, 'n tipe van Christus. Jy sien, belerings kan soms krisisse in jou lewe bring, wat maak dat jy wonder, Here, waarom is ek 'n Christen? Wat maak ek in die kerk? Belerings kan maak dat die grootste en die beste kind van die Here soms vra, Here, waarom moet ek U dien? Here, waarom gebeur al die dinge? Belerings in die krisis openbaar meeste van die tyd die karaktereienskap van mense. Kyk, as dinge begin skeefloop, en soms deur 'n misverstand. Hoe vinnig dat dinge skeefloop, dan wonder ek baie keer of die vyand nie meer in die kerk is as wat hy buite die kerk is. Want hy wil 'n gees van aggressie opwek, 'n gees van tweedrag opwek, en al wat gebeur as hy dit reg kry, word die voedsel weerhou van die volk. Dit wil sê, die salwing van die Heilige Gees werk nie meer soos wat hy gewerk het nie. Die kragwerking is nie meer daar nie, omdat hy wek iets op in mense se harte, en dan begin dit soms in die stad waarin ons beleer is. Belerings leer ons om krisisse te hanteer, omstandighede te hanteer. Maar een ding van 'n belering en 'n krisis, dit is karaktervormend, as ek toelaat dat God my deur die krisis vat. En soos ek gesê het, die diepste van dit wat in my karakter lê, word geopenbaar eintlik, of ek werklik 'n kind van God is, wanneer die krisis daar is. Maar een ding is baie seker, alhoewel hierdie land beleer is, alhoewel die wêreld op hierdie stadium beleer is, en die vyandsmagte rondom al wat 'n kerk, en al wat 'n denominasie, en almal wat die waarheid verkondig is verseker die waarheid. Maar een ding is seker, daar's 'n God wat die belering teenstaan. Daar's 'n God wat in een oomblik 'n verandering kan bring in die hele bestel van die kerke wêreld, in die bestel van die wêreld, waar mense voel, ag, dit is nie meer die moeite werd nie, of dit is nie, wat beteken dit om God te dien? Jy weet wat ons wat lank in die Pinksterbeweging kom, weet, daar is tye wanneer dit moeilik gaan. Daar is tye wat jy vra het, daar is tye wat jy vir jou man of jou vrou sê, weet jy wat eintlik, dis beter
Kom ons gaan terug, man. Van waar af ons kom. Dit is beter met ons gegaan. Maar kyk hoe gaan dit met ons. Want daar is mense wat swaar kry. Daar is mense wat vra, maar ek weet, dat in een woord, in een opdrag, as God beweeg, verander hy die omstandighede. Jy sien, die bendes was lank om die belering van die stad. Hierdie Arameërs het vir lang tye, en het met hulle goed gegaan, dan plunder hulle die stad. En die gouste wat jy 'n stad op sy knieë kry, en in vandag se tyd, wat hulle doen, is nie net die kosvoorraad nie, ons het met die olie nou gesien wat gebeur. Is net die olie toevoer af van waar het kom. Wat hulle doen, hulle bom die kraginstallasies. Jy lê die land lam in oomblikke. En dan het hulle selfs oorlogtuig, het ek nou die dag gesien, wat die eers soos 'n atoom of 'n groot bom ontplof nie. Hy het skokgolwe waar hy val, en hy blaas 'n hele kraginstallasie, by die kragstasies blaas hy op, en hy sny die krag na die stad en die stede toe af. En die vyand het so subtiel geraak, dat hy vuurpye geestelik afvuur, wat in die geleedere van die kerk van die Here 'n replikasie het, en daar is 'n uitbuldering van allerhande gevoele en dinge wat gebeur, want al wat hy wil doen, hy wil die kerk lam lê. En ek wil jou vra vanmôre, is jy deel van die groep wat gebruik word om die kerk te ondermyn en God se werk skade te doen, of is jy deel van die groep wat roep, Here, ek weet, u kan môre, sulke tyd, kan u oorwinning gee. Dis die vraag wat ons vir onsself moet vra vanmôre. Jy sien, wanneer die kinders op die pleine speel, en wanneer die kinders buite in die tuin speel, en alles lyk goed, en daar's voedsel, en daar's voorsiening, en daar is in die huis geen tekort nie, dan gaan dit mos so maklik. En as ek maklik praat, die Here is goed, en die Here voorsien, en die Here, maar wanneer die dinge begin moeilik raak, dan begin die vraag. Nou moet jy verstaan, die volk is geheilig vir God. Een van die belangrikste dinge daar was dat jy kan nie onrein kos eet. Hulle mag die vark eet nie. Ek praat nie eens van 'n donkie nie. Ek praat nie eens van duiwebus nie. Ek praat nie eens van om 'n kind te eet vir oorlewing. Jy sien, wanneer die gees van verwarring inkom in die geleedere van God se huis, bring hy ook 'n geestesversteurdheid. En allerhande geestelike versteurende aksies openbaar hulle self, want hy wil die kerk van die Here vernietig. Ek wil hê dat jy vanmôre dit moet openbaar en sien. As dinge om jou gebeur, weet van waar af dit kom. Wat hierdie vyand, Aram, 'n tipe van, verskoon tog Benadad van Aram af, 'n tipe van Satan, sal nie ophou, tot hy die kerk by 'n plek het, wat die kerk God nie meer wil dien nie, want hy weet, ons is in die tyd, waar die kerk in 'n heiligmakende, offerende posisie plek moet wees, om God te glo, vir dit wat kom. En die kerk sal moet reg wees, want Jesus kom, of ons wil weet of nie. As enig iemand in die plek vanmôre van by 'n waarborg kan gee, en jou hand kan opsteek, dat jy vanaand gaan sien, dat jy môreoggend gaan sien, dat jy gewaarborg is, jy gaan nog leef, dan wil ek dit graag sien, want daar's geen waarborg op jou lewe nie. Maar die waarborg lê in die woord van God. Ek het donderdag aand, toe ek gepraat het oor die Hemelvaart, met die lede gesê, is jou paspoort. En die voorwaardes van die paspoort is hier. Want jou burgerskap, sê die woord, is nie van hierdie wêreld nie. Ons is net tydelik van aard. En die visum na die eerste wêreld, wat eintlik my vaderland is klaar uitgereik deur die bloedstempel
van die kruisdood in my hart. Dit maak my opgewonde dat weet, daar is 'n plek. Ek hoop jy sien nog uit na 'n plek vanmôre, my broeder en suster. Jy sien dinge gebeur vandag. Jy gaan vandag nog die plek wees waar ek goed gaan uit môre. Hou 'n bietjie dop. Julle by die pad geloop het, as daar moeilikheid in die huis. Kom ons lyk vir nie so heilig vanmôre. Net môre is daar probleme in die finansies. Net môre is daar probleme met die kinders. Net môre is daar probleme by die werk. Wanneer die Here, waar kom hierdie besigheid vandaan? Maar ek wil sê, die gees van die Here of vir die kerk vanmôre sê, maak jou geestesoog oop en weet, daar's 'n belering en jy moet dit teenstaan deur die kragwerking van die gees van die Here en dat openbaar, dit raak sien en daarteen begin veg. Want dit gebeur vinnig. Ek wil die Here dank en eer en ek wil dit hier ook doen. Ek het 'n infeksie bo aan my oogbank gekry wat gemaak het dat met die afstande wat ek ry en die goed wat gebeur elke dag, dat ek moeilikheid my oog uit sien en dit was bloedrooi en swel. En dan almal natuurlik, jy weet hoe werk dit, hoe dit Elsa jou hart geklap op die oog. En dit nou oral hierdie goede uitgekom en so die vyand en dan kom my broer, ek's besig om my pastorie agter die muur te bou wat geval het en hy kom daar om die muur en hy bid vir alles wat beweeg. Dis my broer daai. En ek sê, wat gaan aan daar? Ek sê, nee man, die besigheid sê, jy hoor ek rooi. En hy daar agter goed gehelp, daar gaan meng in werk. Die man het nogal, in die werk is hy werk. En hy kom daar met hy sement aan en hy lees ek op die naam van die Here. Jy sal sak jou swelsel, jy sal weggaan. En daai aand, toe my oog nog seer, hy is nog rooi, maar die swelsel is weg. Jy weet die Here is aan die werk. Halleluja. En hy sê vir my die woorde, die vyand wil jou geestelik blind maak. En hy wil jou probeer kry, dat jy die vanaand predik. Jy sien my daar's, soms in die beleringsposisie, mense in die geleedere van God se kerk, wat teen jou bid, teen jou dink, wat jou vervloek, wat jou haat, wat 'n probleem met jou het. En weet jy wat, soms sê hulle dit nie vir mense nie, maar 'n wrevel gedagte word uitgestuur na jou toe. En ek wil u vra, ek hoop nie is een van hulle wat dit doen nie. Ons harte soms ondersoek, as ek 'n verskil optel, of as ek 'n probleem kry, het ek werklik reggemaak met God, waar is ek vanmôre? Weet jy wat in die krisis maak dat situasies wat ondenkbaar is, gebeur. Jy onthou, klompie jare terug, ek is reg, ek kan my korrigeer in die 70s toe die sokkerspan val van Argentinië, bo in die berge, in die vliegtuig, in die sneeu vasgekeer, as hulle nie die tegnologie, om op te spoor waar die ouens geval het nie. Hierna 'n week, het die manne mekaar begin eet, vir oorlewing. Dis hartseer, maar dis hoe dit is. Wat is jou sterkste drang in jou menslike wese, is oorlewing. En dis wat hier gebeur. En ek kan nie dink dit te maak, sal in my lewe kan ek nie dink. Jy moet verstaan, hierdie stede was so gebou dat hy in die lug was, die mure was hoog, so daar was nie gewasse en bome en plantasies binne nie. Het hulle kos buite gaan haal, hulle water buite gaan haal, in meeste van die gevalle en binne toe gebruik. Die volk van die Here word gedwing om die onrein voedsel te eet. En wanneer dit gebeur, en ek wil vir u sê vanmôre, wanneer die onrein voedsel in die huis van die Here die staanplek kry in my hart of in die geleedere van die kinders van die Here, kan ek vir u sê vanmôre, is die val nie ver nie. En God sal nie altyd genadevol wees nie. En selfs die koning loop op die muur en sy roukleed wys onder sy kleer na hy het geskeur het. En ek wil vanmôre sê, Suid-Afrika, jy is beleer. Afrika, jy is beleer.
Ek gee nie om wat se positiewe goed hulle sê van Amerika, van die eerste wêreldse lande nie. Trump, jy is beleer. Die wêreld is beleer. Want die vyand is los, is nog nooit van tevore nie. En wat gebeur as hy mense by hierdie plek kry, sal u sien, hy sê die laaste dae sal die onreinheid toeneem, die ongeregtigheid gaan toeneem en dit gaan begin in die huis van die Here. So ek wil die kerk waarsku vanmôre, let op jouself en kyk, Here, as hier goed gebeur, dis die beste van alles, ons het die kragtigste wapen wat daar is, 'n geesteswapen, begin in die gees stryd teen hierdie goed, begin bid daar teen sê, Here, ek maak dit tot niet, Here, ek kanselleer dit. Jy sê nie die vyand voel hy die reg om vanmôre omstandighede te beheer, en daar kom nou weer 'n olieprydsverhoging en ons weet die diesel en die goed gaan nog weer hoor. As wat ek nou die dag gesê het by een preek, kan jy dit verander? Jy kan nie. Gaan ons steeds diesel gooi, ons gaan. Maar ek weet daar's 'n God. Wat kan sê môre is sulke tyd? Verander ek die posisie van my volk. En as jy voel vanmôre, Here, ek is beleer, en alles stel teen my, dan wil ek vir u sê, die Here het self met die woord met my gepraat. Gisterand laat, terwyl ek deur in die notas werk, toe besef ek, Here, ek moet begin verklaar dat die oorwinning gaan môre hier wees. Halleluja. 'n Noodkreep van 'n vrou roep na 'n koning wat eintlik 'n wêreldse koning is. Hy was nie bekend, hierdie koning, as werklik 'n godsvreesende man nie. Want hy wou die profeet om die lewe bring, omdat hy gesê het, dit was Elisa gewees. Daarom wil ek vir u sê, sy roep by die koning, terwyl hy loop op die muur. Ek wil vir die kerk van die Here sê dat, ongeag van die situasie waarin die vrou was, is ek oortuig. Ek is oortuig dat God sou voorsien het, as sy waaragtig haarself verneder het voor God. Maar ek ken 'n God. Ek kyk 'n TVN kanaal nou die dag getyd terug en laat adverteer 'n boek oor kruie en dit wat jou genees. Terwyl ek hierdie insetsel kyk, toe wonder ek en ek vra myself af, wat het gebeur with the blind man healer of Galilee, the leper cleansing man of Galilee, hy wat in die slagordes in beweeg, hy wat in die gemeente in beweeg, wat het geword van die helende krag van die Here in die midde van die volk. Ons het nodig dat God weer in beweeg met sy krag en met sy sterkte, dat die bedieninge weer sal opereer in die kerk van die Here vanmôre. Halleluja, loof die Here. Jy sien wat gebeur, vrou stel die kerk voor, ek vir u gesê, seën is 'n bediening, hulle begin mekaar se bedieninge opeet. Is dit nie tragies? Sy sê, ek my seun gegee, en my seun is geëet. En daarom wil ek vir sê, moenie mekaar se bedieninge begin aanval nie. Want die koning van hierdie wêreld kan niks vir jou doen nie. Die buitelewe het geen antwoord vir die kerk nie. 'n klompie jare terug het daar 'n geskil ontstaan, pas so Johnny weet daarvan, in ons eie geleedere van die kerkgroep. En hulle was in die hof gewees. Broers teen mekaar in die hof oor 'n geskil. Ek praat van hoofkantoor, ek praat van groot gemeentes. Ek praat van, weet jy waarom? Want die vyand het reg gekry om 'n geestelike hongersnood op so 'n manier te bring in die kerk in, dat ons mekaar se bedieninge begin opeet oor klein verskille. En intussen tyd sit God se werk wat seer kry.
En die vraag is, vra u ook vanmôre, wat sal ek langer nog op die Here wag? Wat sal ek langer nog hier doen? Jouself die vraag gevra. Wat maak ek hier? Maak ek 'n verskil? Wat sal ek langer nog probeer om in die bediening te probeer wees? Die Gees van die Here gisterand, terwyl hy met my praat, reeds laat gisterand, toe besef ek, God sê, jy sal staan en bly roep, want die antwoord kom, en ek sal voorsien vir die gemeente. Ek sal voorsien vir die individue. En wat die kerk nie baie keer besef nie, behalwe dat party van u vir ons boodskappe stuur oor die siekte en dit wat hier in is en die omstandighede, bid ons as die leierskap gereeld vir hierdie kerk. Ons bid vir die gemeente. Ons bid vir u. U moet dit hoor vanmôre. En kerk van die Here, ek wil u vra, is tyd dat die kerk ook vir ons as leierskap bid. Dis 'n tyd dat ons moet hoor, wat wil die Gees van die Here vir die gemeente sê? En ander plekke raadpleeg. Maar terwyl hulle gaan na die einde toe, hierdie hele saak om afspeel, is daar 4 melaatses hier buite. Een van hulle was nogal Gehasie geweest. Hy was die vorige profeet se dienaar, en omdat hy van die omkoopgeskenk van die ou wat melaats gehad het, gevat het en teruggebring het, profeet ons sommer vinnig onderskei. Hy is met melaatsheid geslaan, hy en die res van sy familie. Hy is een van die ouens hier buite, skien is mooi gaan kyk. En hierdie 4 ouens kom nader, sowel of ons hier buite bly en doodgaan, en of ons hier by die Arameerse tente ingaan en doodgaan, ons moet kos kry. En hulle benader hierdie tente, of hierdie groepe wat om hierdie plek is. En die Here stuur, halleluja, ongeag, stuur God die oorwinning. En weet jy wat, hierdie vyandige volk, hoor, hierdie beleringsgroep, hoor, hier is 'n magtige nasie aan die kom. God stuur 'n klank somtyds, wat net deur die Heilige Gees gedrewe kan wees, in die wêreld om jou, wat vrees op hulle bring, en dan begin hulle hardloop. Hulle los hulle perde, hulle los hulle tente. Hierdie ouens het gehardloop vir hulle lewens. Nou is onsself kos. En wanneer jy met God 'n verhouding het, wil ek vanmôre sê, God sal die vyand wat vlug voor jou uit, in 7 rigtings, jy sal hom sien hardloop. Halleluja, ons loof die Here. Was een van nou Daniel het nie gekomprimeer nie. Ek sê Psalm nie, ek weier. Ek buig nie voor hierdie God nie. Julle kan my hele ou wêreldse musiekie speel, ek buig nie voor hierdie God. Halleluja, hy was in 'n krisis. Jy gaan brand, broer. Nie manier nie. Sadrag, Mesach en Abednego stap daaruit. Halleluja. Dieselfde man wat die leeukuil gegooi, dieselfde man wat hulle gedreig het met sy lewe. En daarom wil ek sê, wanneer jy in opregtheid staan en God dien, dit is waar jou hulp vandaan kom. Ons wil kort hulp van mense hê. En een van die groot dinge is komprimering. Dit wil sê, dit wat die trant van die wêreld in is, daarin komprimeer ek. Ek word soos hulle, ek maak soos hulle, ek sê soos hulle. Want beteken vir my finansiële voorspoed, dit beteken vir my voordele. En ek wil vir u sê vanmôre, om te komprimeer in die kerk van die Here gaan maak, dat die belering teen jou en teen die gemeente nie gaan op. Begin om geestelik op te staan. Begin om jou antwoorde te soek. Weet jy wat is vir my kosbaar? Dat Elisa, sy naam beteken in Hebreëus, God is redder. Toe God is redder inroep, hy identifiseer al klaar, hier is 'n vyand op pad. Hy sê, as jy die voetstappe hoor, hou hom met die deur uit. En daarom word sê, Christus is die deur. Hou die vyand met die deur buite en pleit die bloed van die Here. Sê, Here, ek weet, u sal voorsien. Want die Here sal op die regte tyd, sal God die deurbraak gee wat u nodig het.
moet dit nie moedeloos word nie. Want hy is die God in jou krisis. En ons gaan weer daar die koortjie sing, never failed me yet. Ek wil net vir u sê, dat God kan steeds vensters maak aan die kant van die hemel wat u dink wat u het. Die adjudant voel hy sê, nee, al sou die Here, kan u dink dat 'n mens so arrogant kan raak. Al sou die Here, wees versigtig. God kan vensters maak, wat dan die vensters is nie vir voorsiening. Ook vir u vanmôre. Ek weet dis behoeftes, mense wat my kom sien het voor die diens. Om Jan sit in geweldige pyn. Dan die Janet geval, sy het baie seer agter dan kom. As vir mense ook so vinnig bid vanmôre. Weet jy wat, is als deel van belering. En dit is so maklik dat ons sê, weet jy wat, dit is deel van oud word, dit is fyn, hierdie goed gebeur. Nee, dit is nie normaal nie. 2 Konings 6:16. Ek net vanaf weer vir u lees. Ek wil dit net beklemtoon. En hoor wat sê hierdie man van God. Maar hy antwoord vers 16, vrees nie, want die wat by ons is meer as wat die by hulle is. En Elisa het gebid en gesê, Here, open tog sy oë, dat hy kan sien, en die dienaar se oë so open, en met eens as die berg vol perde en waans en vuur rondom. Daarom wil ek sê, Here, my God, open ons geestelike oë, om te kan sien. Dit wil sê, ek identifiseer die vyand, ek weet van waar hy kom, want as jy hom identifiseer, weet jy waarvoor om te bid. En ongelukkig gebruik hy soms mense. Eintlik eerste van die tyd. Gebruik hy mense. Ek wil die vergadering vra om te staan, asseblief. Prys die Here. Dankie Hemelse Vader dat ons vanmôre weet ons verlosser leef. En ek is die God wat steeds die vensters van die hemel kan oopmaak. Het nie nodig om vensters oop te forceer en dit roes soos 'n wêreldse venster die onder nee, die vensters van die hemel staan oop. Die kerk van die Here sê vanmôre, sien ons raak. Ek bid vir elke belering vanmôre in hierdie plek. Elkeen wat by plek is met siekte in 'n liggaam, elkeen wat by plek is van moedeloosheid, elkeen wat vanmôre genade nodig het, vir werksituasies. Ons wil lewe uitspreek. Amen. Dat die belering verby gaan kom. En dat God sal voorsien. Glo hy sal? Hy sal. Om die voorbeeld van Jesus te volg deur die doopwater. Ons moet vanmôre die kosbare bloed reine op, Here, dat U ons sal toemaak in die guns en die genade. En ek weet die belofte wat die Here oor ons gemaak het sal vrykom. Ek wil bid dat die kragwerking van die Heilige Gees oor ons sal kom. Ek bid vir 'n dooping deur die Heilige Gees, Here, want dit maak 'n magtige verandering in 'n mens se lewe. Here, dat hy die pad sal loop en sal weet, God is elke tree saam met hom. Maar vanmôre die bloed van die Here oor hom pleit, elke belering en alles wat daarop uitgespreek is. En wat gesê is, Here, dit sal nie 'n effek hê op sy lewe nie. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, die gemeente van die Here, sê amen. Amen. Reine van Heerden, op grond van jou eie geloofsbelijdenis en op grond van God se woord, doop ek jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Halleluja. Amen.
Halleluja. Kijk die oude leuk voorbij gegaan. Halleluja. Dank je, Daarom doen plezier op grond van God se woord. Jou eie geloofsbelijdenis. Doop ek jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Halleluja.